Ek groet u, dit is Sondagoggend die 17de van Mei. En kom ons gesels oor die eindtyd. En wat beteken dit werklik? As jy verstaan dat die Bybel bedoel het eindtyd profeseë, nie wat die Afrikaanse vertaling noodwendig sê nie, maar wat die oorspronklike Hebreëus weergee, sal die persepsie oor die eindtyd baie verander. En dis nie om ons Afrikaans vertalings af te kraak nie, maar die oorspronklike geskrifte is soveel ryker en 'n jonger taal kan nooit reg daarna dat geskied nie. Kom ons sien wat die woorde laaste dae of in Hebreëus Acharit Hayamim werklik beteken en waarom dit persepsies sal verander. 2 Timoteus 3 vers 1 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Wanneer ons dit lees, dan dink ons onwillekeurig aan verdrukking, aan chaos, die einde van die wêreld, 'n toekomstige seisoen van katastrofiese gebeure waarheen ons op pad is of wat reeds begin het. Dieselfde gedagte word weergee, alhoewel dit in 'n verskillende verband, lees ons in Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek het deur die Seun. Die skrywer aan die Hebreërs gebruik dieselfde woorde, maar bring dit met iets in verband wat 2000 jaar terug gebeur het, die koms van Jesus. Apostel Petrus staan op Pinksterdag op en haal aan die profeet Joël in Joël 2 vers 28. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees en julle seuns, julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal drome, jongelinge sal gesigte sien. Hy quoteer dit so in Handelinge 2 vers 16. Dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees ensovoorts. So Petrus maak dit duidelik dat hulle op daardie oomblik in daardie laaste dae is. Nou wat sê dit vir ons? Dit lyk asof dit die skrif hom hier bietjie weerspreek. Is die laaste dae 'n katastrofe, of het dit op Pinksterdag begin, of selfs vroeër met die koms van Jesus? Ons vertalings los nie ons probleem op nie. Maar kom ons kyk na die Hebreëse taal. Elke keer wanneer ons Bybel in die Ou Testament na die laaste dae verwys, gebruik die Hebreëus die woorde Acharit Hayamim. Die woord Acharit beteken nie net laaste of finaal, die einde, alles is as al nadat alles verby is nie. Die Hebreëse Acharit beteken ook die plek waarheen iets op pad is, die eindpunt, die resultaat van 'n traject wat reeds in beweging is. Hayamim, die tweede woord, bedoel doodtevoudig net daar. Dis hierdie twee woorde saam, Acharit Hayamim, beskryf nie 'n skielike einde nie. Dit beskryf die rigting waarin die geskiedenis op pad is. Ons vind dit reg deur al die Hebreëse geskrifte. Jakob bring sy seuns bymekaar en sê vir hulle, Genesis 49 vers 1, kom bymekaar dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Gebruik die woorde Acharit Hayamim. Hy verwys nie na 'n toekomstige doomsday gebeure nie, maar na die bestemming van elke stam, waarheen hy op pad is en wat die toekoms inhou en wat hulle einde gaan wees. In Numeri 24 vers 14 sê Bileam vir Balak, en nou kyk ek gaan na my volk toe, kom ek sal jou inligting gee, wat hierdie volk, dit is Israel, jou volk sal aandoen aan die einde van die dae. Wanneer was hierdie einde van die dae gewees? Beskryf nie skielike vernietiging nie, maar dit verwys na 'n toekoms van doelgerigte gebeure. Kom ons lees Daniël 10 vers 14. Daar sê die engel vir Daniël, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Wat hy vertel is nie chaos nie, maar 'n duidelike uiteensetting van 'n toekoms en 'n geskiedenis wat beweeg in 'n bepaalde rigting en na 'n bepaalde punt.
In ons Bybels, of Afrikaanse Bybels, klink die term laaste dae altyd dikwels daar eindpunt, 'n tyd uitgeloop. Alles sien op 'n totale ineenstorting, maar die Hebreëse Agarit Haimim dui op 'n heel iets anders. Dis nie 'n doomsday klok nie. Dit is 'n kompas wat na 'n toekoms dui wat God alreeds bepaal het. Dit is so belangrik om hierdie te verstaan. God is die skepper van alles. Maar hy het nie net die begin van alles geskape nie, hy het ook die einde daarvan terselfdertyd gemaak. God is nie tydsgebonde nie, en daarom kan hy, soos Jesaja 46 vers 10 sê, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. God is daar in die begin, en hy is daar in die einde, op presies dieselfde oomblik. Daarom staan dinge oënskynlik in duie? Nee, maar dit beweeg doelgerig in 'n rigting wat vooraf bepaal is. Voor die begin is die einde reeds bepaal, sê die skrif. So kom ons pas nou hierdie begrip toe, op dit wat ons gelees het, en kom ons lees die Nuwe Testament met hierdie begrip. Die apostel Paulus op Pinksterdag die profeet Joël aanhaal, wat sê in die laaste dae sal ek my gees uitstort ensovoorts, het hy nie te gou daarna verwys nie. Maar hy het dit duidelik gestel dat Agarit Haimim geskiedenis is wat beweeg in die rigting van God se doel, en dat dit pas in hierdie rigting begin beweeg het. Heilige Gees is uitgestort. Die seisoen van vervulling het aangebreek. Die riglyn is gestel en die geskiedenis is besig om voort te beweeg. Wanneer die skrywer van die Hebreërs verwys na die laaste dae, het hy tot ons gespreek deur die Seun, sê hy basies dieselfde. Die koms van Jesus Christus is nie net nog 'n gebeure in die geskiedenis nie. Dit was die oomblik dat alles duidelik geword het, dat die Agarit Haimim, die laaste dae, begin het met die koms, met sy koms, en dat dit tot die volheid sal kom met sy wederkoms. Dit is baie belangrik, ons wag nie op die laaste dae op te begin nie. Ons staan reeds daarin, ons leef reeds daarin vir 2000 jaar. Hierdie waarheid is nie om vrees te wek nie, maar dit bring duidelikheid. As die laaste dae begin het met Jesus op Pinksterdag, dan beteken dit nie dat die chaos, die wetteloosheid beskryf in 2 Timoteus 3 van vers 2 veroorsaak dat God beheer verloor het nie. Kom ons lees 2 Timoteus 3 vers 2 vanaf vers 2. Die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, mandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, ensovoorts gaan hy aan. Daar is kentekens langs ons pad, merkers op die pad wat reeds deur God uitgelê is en bepaal is. Die rigting was nog altyd duidelik en ons is eenvoudig reeds verder op daardie pad. Dis hoe ons verstaan dat Agarit Haimim ons siening van die tekens van tye verander. Agarit Haimim skep ook nie vrees by ons nie. Sien hoe begin die apostel Paulus sy brief aan Timoteus, die eerste vers. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Die woord weet kan ook vertaal word as verstaan. Verstaan dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. En Jesus koppel hierdie tye aan die einde aan geboortepyne. Samentrekkings kom nie slegs een keer hou dan op nie. Dit word meer met korter tussenposes en met meer intensiteit. Dit is ongemaklik en onvermydelik, maar dit beteken nie dat iets verkeerd is nie. Dit beteken dat iets gaan gebeur. Daarom is die teken wat die apostel aan Timoteus voorhou, nie 'n bewys dat God beheer verloor het nie, maar dat geskiedenis na sy vooraf bepaalde eindpunt besig is om te beweeg. Wanneer die Hebreëse skrywers na Agarit Haimim verwys, skryf hulle nie van smarte nie, maar van hoop. Dis waarom Jesus gesê het in Lukas 21 vers 28, as hierdie dinge begin gebeur,
kyk daar na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Dis 'n salige hoop wat ons daaruit sien. En dit bring hoop, want Jesaja 2 vers 2 sê, en aan die einde van die dae, Acharit Hayamim, sal die berg van die Here, van die huis van die Here, vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. Micha 4 vers 1 sê presies dieselfde. Dit lei na die wederoprigting van alle dinge. Handelinge 3 vers 21 sê die apostel, hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. En kom ons sluit af, Acharit Hayamim is nie die aftel na vernietiging, na Apocalypse nie. Dit is dui op die pad na ons ewige huis toe, wat Jesus gegaan het om vir ons voor te berei. Mag die Here u seën in hierdie nuwe verstandhouding van die woorde Acharit Hayamim, die laaste dae, einde van tyd. Amen.